Hartlike goeiemiddag en welkom by vanmiddag se uitsending van RSG Geldsaake met Moneyweb. Ons saai uit vanaf Rosebank in Johannesburg en praat soos elke weekmiddag geldsaake tot kort diskant 6uur. Ek is Andries van Sail, saam met my aan die ateljee vanmiddag weer Theo Forster, uitvoerende hoof van KSL Online. Goeiemiddag Theo. Goeiemiddag Andries. Hoofnuus vanmiddag: internasionale beleggingssentimente en veral die finansiële sektor kry 'n verdere skop met 'n aankondiging deur Brittanje se derde grootste bank, Barclays PLC, dat hy 'n sterk begin in 2009 gehad het. Barclays se onthulling volg nadat 3 FSA bankreuse, die Bank of America, Citigroup en JP Morgan, verlede week met winste vir Januarie en Februarie gespog het. Net Theo? Andries, ja, dit is, mens begin tog 'n idee kry dat die vrees dat die finansiële stelsel heeltemal in mekaar gaan val is so bietjie besig om weg te gaan. En ek dink wat 'n mens daarin lees is dat die eerste redes of die eerste klomp pakkette was spesifiek daar om net te sorg dat die finansiële stelsel nie sal ondergaan nie. En ek dink 'n mens begin 'n idee kry het van hierdie stelsel is gered, maar ek dink 'n paar goed wat ons moet in gedagte hou. Onthou dat hierdie aandele soos Barclays en die groot Amerikaanse banke is af met tussen 85 en 90%. So hulle is 'n fraksie van wat hulle was. Wat beteken as hulle van hier af op gaan bly hulle af 75%. Nommer 1, nommer 2, omdat die markte hierdie slegte skulde verwag het, is dit ingeprys. Maar wanneer hierdie mense sê hulle maak wins, beteken dit op nuwe besigheid, op 'n operasionele vlak van dag tot dag, is hulle besig om wins te maak. Maar dit beteken hierdie groot swart gat wat hier agter lê, hierdie wat in Engels staan toxic assets, daai gat lê nog steeds daar. So, hoewel hulle van 'n bedryfskant af op die eerste 2 maande geld gemaak het, moet ons nog na daai gat kyk en kyk wat in daai gat gebeur. Die derde punt wat 'n mens moet onthou, toe hierdie aandele geval het, het ons dit gerapporteer na oor gepraat. As ons nou die slegte nuus sien van hoekom dit geval het, moet 'n mens onthou dis hoekom dit geval het, want die mark het begin verwag ons gaan die slegte nuus kry. Mens moet net die twee goed altyd uitmekaar uithou. Is dit nie presies wat die mark verwag het nie, of het die mark meer of minder verwag? Jy het gepraat van die swart gat, die toksiese bates, maar verdere positiewe nuus is die G20 lande se gesamentlike besluit in Londen om finansiële instellings se inderdaad, wat ons van nou van praat, se toksiese bates skoon te maak. En die Amerikaanse minister van Finansies het agterna gesê hy gaan binnekort reeds planne bekendstel om van die nie presterende bates by die FSA se instellings ontslae te raak. Andries, dis korrek. Onthou net hierdie vergadering van die G20 se ministers van Finansies en hoof van sentrale banke was 'n voorbereidende vergadering vir die belangrike een wat kom begin April. Hierdie was net 'n vergadering om te besluit presies wat in April gaan besluit word wanneer die staatshoofde ook by hierdie vergadering is. Maar ja, ek dink van die Amerikaanse kant, hulle het vroeër so net nadat meneer Geithner in beheer gekom het, het hy gesê dat hy het 'n plan wat hy gaan kyk na die toksiese bates, maar ongelukkig het hy nog nie by die detail uitgekom nie. En ek dink wat hy probeer doen is om vertroue vir die mark te gee dat hy's nader aan die detail en hy gaan kyk hoe om dit te hanteer, want daar's verskillende opinies van hoe mens hierdie goed moet hanteer. Moet jy 'n bank skep wat al hierdie goed inkom? Moet jy die bates koop by die banke? Moet jy die banke help finansier om die bates te dra op hulle balansstate? En hoe finansier jy dit? Iets wat niemand wil hê nie, hoe sit jy waarde daarop? So, daar's baie vrae en ek dink wat ons hier probeer sien is dat die wêreld se veral se minister van Finansies probeer nader kom om 'n metodologie te kry oor wat maak ons met die goed. In Amerika reken hy's nader aan 'n oplossing van hoe gemaak met hierdie goed. In vanmiddag se program ontleed 'n energiekenner die Opel lande se besluit om olieproduksie voorlopig onveranderd te laat. Daar's ons daaglikse markverslag en markkommentaar. Ekonomiese strateeg bespreek die impak wat die insinking in die diamantbedryf op Suid-Afrika se buurlande het. Ons bespreek die gevolge wat sukkelende beleggingsmarkte op klein maatskappye het. En ons voer gesprek oor 'n handelsbank se spesialis kredieteenheid wat klein sakeondernemings met kredietbestuur gaan bystaan.